Ons is besig om te gesels oor die seisoene in die lewe en vanoggend gesels ons oor die seisoen van versoeking. Die seisoen van versoeking. As we een ding verstaan van versoeking, ek dink baie keer verwarre ons as mense, net omdat ons dit dalk nou nie heeltemal reg verstaan nie. Versoeking is nie sonde nie. OK? Hoor mooi wat ek sê? Versoeking is nie sonde nie. Versoeking gee aanleiding tot sonde. Maar versoeking is iets wat almal van ons een of ander tyd in ons lewens deurgaan. Wel nie net een of ander tyd nie, oor die algemeen is 'n konstante proses. So, die feit dat ek versoeking beleef, maak nie saak hoe daai versoeking lyk nie, of wat dit is nie, is deel van die lewe, maar versoeking self is nie sonde nie. OK? Ek moet wel met my versoeking deel. En ek weet, soms is ons nogal waghalsig met versoeking. Weet ons, baie keer dan kyk ons maar hoe naby aan die lyn kan ons loop, sonder om sonde te doen. In plaas van dat ons vir onsself sê, ek wil so ver as moontlik van hierdie lyn af wegkom, maar ek wil heilig leef. Ek wil skoon en rein leef, in die konteks van God se wil, God se woord, wat hy vir my leer. So ek probeer nie kyk hoe naby kan ek in versoeking leef, sonder om sonde te doen nie. Jy is besig om te speel met die leeu se snorbaarde, as ons so kan sê, né? OK. So dis nie die plek waar ons moet leef nie. Ons moet so ver as moontlik daarvan af wegleef. Maar verstaan nie dat versoeking self is deel van die lewe. Versoeking kom ons almal se pad langs en baie keer op 'n gereelde basis is dit daar. Dit hou nie op nie, dit gaan nie weg nie. So ons vra die vraag dan nou, as versoeking dan nou daar is, hoe moet ons versoeking hanteer? Wat moet ons maak wanneer ons versoeking beleef? Want dit is deel van die lewe. Versoeking is deel van die lewe. En ek gaan nou 'n paar goedjies daaroor sê. Die eerste ding wat ek wil sê is net, jy moet verwag dat jy versoek gaan word. Nou dis eintlik eenvoudig. En daar's twee groot redes hoekom jy kan verwag om versoek te word. Die eerste groot rede is, daar is iemand soos die vyand, die duiwel. Né? OK, so daar's 'n bose mag en bose magte in die lig. En ons gaan nou nie oor dit uitbrei nie, maar daar is 'n vyand wat wil graag jou wegvat van jou plek in Christus af. Hy wil jou verhouding met Jesus Christus vernietig. So hy sal alles in sy vermoë doen om te kyk of hy jou dit kan regkry. Ek wil, as hy Jesus Christus nie ontsien het nie, hoekom gaan hy jou ontsien? Daar's nie 'n manier dat ek op enige plek in my lewe kan kom waar ek dink ek is so goed dat ek nie versoek kan word nie. As die vyand, die seun van God, versoek, as hy die moed het en die durf het, en enigsins dalk in sy koppie die ding gehad het van miskien kan ek omdraai. Nou hoeveel te meer met jou en my, wat net doodgewone mense is. So daar's 'n vyand. En die tweede ding is, ek en jy is vlees. Jy verstaan dit? Ons is gebroke mense, en ons is vlees. En hierdie vlees, die natuurlike mens, die vlees, die sondige natuur en sondige aard van die mens, wil ons konstant na daai plekkie toe vat van versoeking. Okay, en ons gaan daarna kyk, daar's 'n paar verse wat dit vir ons baie duidelik sê. Maar ek en jy moet verwag dat versoeking ons pad langs gaan kom. So dis nie 'n kwessie van, gaan dit kom, en nou skielik as dit daar is, dan weet ek nie wat om te maak nie. Ek weet dit gaan kom. Matteus 26 vers 41 sê, waak en bid. Waak, wees waaksaam, wees wakker, verwag iets en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jou wedergebore gees is deur Jesus Christus nuut gemaak. Dis 'n gees waar Heilige Gees woon, is sterk en kragtig in jou, maar jou vlees is aan die ander kant. En baie keer is hy die sterker enetjie van die oomblik. En dan kry jy swaar, want jy is vlees. Die gees is gewillig. As ek nou vir julle sou vra, kinders van die Here, wie van julle wil graag sonde doen?
Geen hande nie? Ek dog al gaan 'n hand of twee opgaan. Nee, ons wil nie sonde doen nie. Ons wil skoon leef, rein leef. Ons wil met ons hele wese God vereer en verheerlik. Ons wil regtig reg leef. Dis wat ons wil doen. So ons gees is gewillig, ons gees wil rein skoon wees. Ons gees wil hê dat hierdie siel van my moet reg werk en reg funksioneer. Hy wil hê dat hierdie vleesmens moet gekruisig word en oorwinning kry oor sonde en hy wil hê ek moet in oorwinning leef. Dis wie hy is, dis wie gees is hier binne in my. Maar hy sterk en hy wil en hy's gewillig, maar kyk gou daar. Hy sê die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Wie van julle weet dit? Ja, ek dink ons almal weet dit. 1 Corinthians 10 verse 12 says, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. We should not live in a place where I think I am standing and I will keep on standing. Ek hou aan om te staan. Kersfees, daai was 'n hele de mekaar sin geweest. Ons staan en ons dink ons is goed en sterk en ek kan nie val nie. En kyk hoe oulik is ek en ons sit hierdie geestelike hoogmoed. Ek wil jou sê hoe meer jy dink oor jouself as iemand wat nie kan val nie, hoe vinniger gaan jy met jou neus op die grond lê. Dis so eenvoudig soos dit. So ek en jy moet op 'n plekkie leef waar ek sê, Here, maak my waaksaam, help my om attent te wees daarop wanneer die vyand na my toe kom, of wanneer hierdie vlees in my opstaan, en met sy snaaksigheid te begin, dat ek dit sal verwag. So, wanneer versoeking kom, het ons gewoonlik 3 algemene reaksies. Die eerste reaksie wat ons het, is gewoonlik skok. Nou, dit gebeur baie keer met mense wat nou net tot bekering gekom het. Jy sien, as ek nou net tot bekering gekom het, en ek het my hart aan die Here gegee, en ek is nou skoon gemaak, en ek is nou, weet ons op hierdie spiritual high op daai oomblik. Die lewe is wonderlik en mooi, en alles lyk uitgesorteer, en dan skielik, dan kom staan hierdie wille woeste ding hier voor my. En dan skrik ek my mors dood. Hoe kan ek hierdie goed dink? Hoe kan ek hierdie goed, hoe kan ek so voel op hierdie oomblik in my lewe? Ek het nou net my hart aan die Here gegee. En gewoonlik kom die vyand dan onmiddellik met sy leuen en hy sê vir jou, sien jy is nie eintlik regtig 'n kind van God nie. Dis wat hy doen. Hy is baie slim. En hy ken al die triks van die trade. So hy gaan vir jou sê, jy's nie regtig 'n kind van God nie. So ons reageer met skok. Hoe kan ek hierdie goed bedink? Hoe kan hierdie gedagte nou in my kop kom? Ek is 'n wedergebore kind van God. Wie van julle was al daar? Okay. Die gedagte wat daar kom is nie die probleem nie. Die probleem is, wat maak ek nou met die gedagte? Ek moet met hom deel. Ek moet met hom deel. Die volgende reaksie is frustrasie. In ander woorde, ek is gefrustreerd. Waarom bly ek konstant vir dieselfde ding val? Hoekom is hierdie ding konstant in my lewe? Broer en suster, as jy 'n swakheid het in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie. Dink jy die vyand gaan vir jou sê, sorry, ek weet nou, jy het nou seer gekry. Weet, dit is soos as hulle rugby speel. Ag, sies tog, jy het nou geval. Kom ek help jou gou op. Hier is die bal, hardloop maar verder. Dis nie wie die vyand werk nie so nie. As jy val, gaan hy jou skop. Hy gaan op jou spring. As hy weet daar's 'n swak plek in jou lewe, dis waar hy gaan fokus en aanhou fokus totdat jy daai swak plek in oorwinning verander het. Gaan hy aanhou om jou op dieselfde vlak te vang, dieselfde plek te vang, want hy weet dis waar jou tekortkoming is. Hy weet dis waar jou swakheid is. So jy moet jouself bemagtig om te weet, hierdie gedeelte in my lewe is 'n swak plek in my lewe en ek moet daarmee deel. Ek moet na Jesus toe gaan en vir hom vra, hy met my krag gee om in oorwinning te leef hieroor.
Want hy gaan aanhou op presies dieselfde ding in jou lewe. Hy gaan jou nie los nie, en jy gaan oor en oor en oorval, totdat jy op 'n plekkie kom waar jy besef, die ding is 'n swakheid in my lewe. Ek sny hare die naweek. Nie die naweek nie. Ja, die naweek. Is mos nou naweek. Ja. Gister. Nou sit ek daar. Dis in 'n ander dorp. OK, ek was nie in hierdie dorp nie. Dis in 'n ander dorp. En ek dink toe ek gaan gou net instap daar by die plekkie en ek vra toe het julle 'n opening, ek wil net gou my hare net bietjie netjies kry. Dit maak so. En hulle sê toe OK, hier is 'n opening. Nou sit ek daar. Nou terwyl ek daar so sit, is hier agter my 'n gesprek aan die gang met 'n klomp dames. Nou het hulle gesprekke hier. Nou sit en kyk ek. Nou, ek kyk net so vir myself nou daar. En dit is 'n so ouerige dame wat my hare sny. So sy is besig hier so bo. Ek sit net so. En op 'n stadium toe nou van die kommentare wat hier agteruit kom en hulle geselsies oor die naweek en hoe goed gebeur en wat hulle alles doen die naweek en hoe jy weet toe chakkel ek kon nie help nie, ek kon net help nie, maar ek dog toe ek moet nou opstaan en begin preek want hulle teologie is heeltemal verkeerd hierso. En sy sê vir my, die dame met hare sê, en is jy so gegil? Ek sê van ja, ek is ek het net OK, los dit maar net. Wat moet ek nou sê? Toe sê sy, jy moet net een ding onthou wat in 'n haarkapper gesê word, bly in die haarkapper. Ek sê vir haar, gelukkig ken ek niemand in hierdie plek nie. Okay, dis nou een van daai goeders. Nou het ek 'n lang storie vertel om een dingetjie te sê. Ja. Nou een van die dametjies wat nou daar staan en praat. Hulle praat oor die gebruik van alkohol. En wat nou die naweek gaan gebeur en voorlê. Eintlik vir die een het sy gesê, sy kan nie wag om nou klaar te maak nie, want sy wil gou-gou ek kan nie eens nie Jack Daniels, dit was die ding. Sy was op pad na Jack Daniels toe. En die ander een sê toe, my ma het altyd gedrink, maar net met ys. Net met ys, met niks anders te nie. Nou sê die ander een, nee, maar sy sê, dis nog nie eens 10 uur nie. Sy sê, iewers in die wêreld het 'n vliegtuig al gevlieg. Dis toe wat nou ek nou in die giggel gesit het daar. Maar nou die een dametjie sê toe nou maar, ek was eintlik 'n alkoholist. Ek sê, nou, ek hoor nou maar net. Was eintlik 'n alkoholist. Hulle bely snaaks goeders, is dit oralste so, dat hulle sulke goed daar in daai plekke bely. Ek weet nie, hier in ons dorp, as ons sny, is dit doodstil daar binne daai geboue, hulle sê niks. Wat praat hulle net bietjie meer op 'n ander plek. Maar nou sê sy, ek was eintlik 'n alkoholist. Maar nou drink ek net by geleenthede. En ek dink toe nou maar, weet jy verstaan iets nie lekker nie. Jy kan nie, as jy alkoholist is, by geleenthede drink nie. Want jy is dan maar eintlik nog steeds maar presies wat jy was. En jy gaan terugval en jy soek baie groot moeilikheid. Broer en suster, ek en jy, nou wil ek dit sê rondom frustrasie, waarom bly ek dieselfde goed oor en oor doen? Die vyand weet waar is jou swakheid en hy kom soek dit op en hy gaan jou verlei en verlok en alles wat hy kan doen om jou te vang, want dis waar jou swakheid is. Dit wat jy begeer, ja, dit kom laat ek dit anders te stel, dit wat jou vlees begeer, is wat hy vir jou gaan gee. Hy gaan dit op 'n skinkbord vir jou aanbied. Hy gaan vir jou sê, hierso is dit. En dan moet jy 'n keuse maak, wat maak ek hiermee? En dan
baie keer reageer ons met ontmoediging. Ek voel nie naderhand, maar ek kan nie in oorwinning leef. Hierdie is nou maar een van my goedjies wat ek nou maar moet doen. Want dit is nou maar my gewoonte, sonnetjie. En weet julle wat is die probleem dan? Die oomblik wanneer ek ontmoedig raak, dan wat begin ek doen? As gevolg van ek oortree nou, of ek doen sonde, as gevolg van die versoeking val ek in sonde, nou is ek ontmoedig, wat doen ek dan? Dan begin ek verskonings uitdink vir hoekom ek mag. Ja, ek begin verskonings uitdink. Hoekom mag ek dit doen? Ag, dis nie so sleg nie. Dis nie so erg nie. Die Here verstaan. Dis helemaal reg, hy verstaan sonde, sonde. En die Heilige Gees praat met jou. Jy kan jouself om die bos lei, jy kan mense om die bos lei, jy kan nie vir God om die bos lei nie. Dis so eenvoudig as dit. So ons moet dit verwag. Okay? Jy moet verwag, versoeking gaan deel wees van die lewe, en jy moet dit hanteer. Die volgende punt is, moenie die leuen van die vyand glo nie. Gaan sit en dink net 'n bietjie mooi daaroor. Die wortel van elke sonde, die wortel van elke sonde is 'n leuen wat jy glo. Ek sê dit weer, die wortel van elke sonde is 'n leuen wat jy glo. Jy glo, ek het dit nodig, ek kan nie daar sonder nie. Jy glo, dit gaan vir my satisfaksie gee, want die meeste van sondes kom uit die begeertes van ons vlees. So my vlees het 'n begeerte wat hy wil bevredig hê. En die vyand sê vir my, hierdie ding gaan die begeerte van jou vlees bevredig, hierdie ding. En nou kyk ek na hom, sê ek, oelala, ek dink ook so. En wat gebeur die oomblik as jy ook so dink? Ek glo so, met ander woorde, ek glo die leuen. So gaan kyk as jy konstant op 'n sekere plek in jou lewe val, as jy konstant dit doen, dan kom op 'n plek waar jy vir jouself sê, wat is die leuen wat ek glo? Dis so eenvoudig, wat is die leuen wat ek glo? As enige versoeking jou pad langs kom, is die vraag, wat is die leuen? Wat is die leuen wat nou gepraat word oor hierdie spesifieke ding waarin ek nou is, of wat ek nou voel, of wat ek nou dink? Wat is die leuen? Want as ek die leuen het, dan kan ek oorwinning kry daaroor. Ons sal net nou verder praat daaroor. In Johannes 8:44 sê hy, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Jy kan nie die duiwel glo nie, man. En weet jy wat? God gaan jou nie versoek om sonde te doen nie. Hy gaan dit nie doen nie, dis nie wie hy is nie. Hy gaan jou nie versoek om sonde te doen nie. Versoeking kom vanuit jouself of van die vyand. En 99% van die tyd vanuit jouself, jou begeertes. Al wat hy doen is, hy sit net die goedjies in plek, sodat die begeerte verder gevat kan word. In Matthew 14 he says, then Jesus said to him, begone Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Hoe weerstaan ek versoeking? As die wortel daarvan alleen is wat ek glo, die waarheid, dis waarmee jy versoeking weerstaan. En luister gou mooi, nie my waarheid nie. Kyk hier, so ons kan ons eie waarheid aan 'n lekker krom draai, sodat dit kan inpas en aanpas by wat ek graag wil hê. Is dit nie so nie? Ja, ons het mos nou hierdie begeertes, en hoe langer ek met die begeerte roer, hoe langer ek die begeerte
Ja man, hoe langer jy hom roer, hoe stywer word die pap. Dis mos hoe dit werk. Dis so, so hoe langer jy met die begeertetjie hierso sit, hoe meer solied raak hy. So wat maak ek? Nie my waarheid nie. Nie my waarheid nie. Hierdie waarheid. Die woord se waarheid. So, wat het Jesus gedoen? Toe die vyand hom versoek, daai vers gaan net daaroor. Wat het Jesus gedoen? Hy het nie gesê, ek is die seun van God, wie's jy nie? Jy's 'n verslaane vyand, jy's uit die hemel uitgewerp, wat kom maak jy hier nie? Hy het nie allerhande teologiese goed met hom, hy sê nee, daar staan geskrywe. Hy sê daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. So wanneer die versoeking jou pad langs kom, dan sê jy daar staan geskrywe. Dit beteken jy moet weet wat staan geskrywe. Jy moet hierdie woord ken en jy moet die woord in jou lewe toepas. En wat geld vir almal geld vir my. Dis die woord van God, dis die waarheid. Ek kan nie daarvan wegkom nie en ek moet daarby bly. Ek spreek die woord van die Here oor my son of oor my versoeking. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou versoeking. Okay, kyk gou, wat sê Jakobus 1 vers 14, hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. So met ander woorde, dis nie die vyand wat by my kom en my aan my hakskene vat en my sleep tot waar hy my ook al wil sleep nie. Dis ekke wat myself sleep. Begeerlikheid, my eie begeerlikheid. Dis dit wat my wegsleep en my verlok. So wanneer daai begeertes hier binne in jou hart begin roer, die vlees, mens begin roer hier binne in jou, met allerlei geite en goede en begeertetjies, dan moet jy verstaan, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou. Weet jy wat nou, solank as wat jy iemand anders die skuld gee vir jou versoeking, gaan jy nie daarmee deel nie. Because it's somebody else's problem. Is dit nie? Julle sal dit al baie keer gehoor, die duiwel het my dit laat doen. Die duiwel kan jou niks laat doen nie. Die duiwel kan jou versoek. Ja, hy kan vir jou goed op jou pad bring, wat jou kan weglok, wat jou versoekinge versterk, maar elke ding doen jy omdat jy die keuse gemaak het om dit te doen. Broer en suster, as sonde in my lewe daar is as gevolg van enige iets anderster behalwe ek self, kon God my nie oordeel nie. Want dan kan ek nie skuldig wees nie. Julle hoor wat ek sê? Dink gou mooi daaroor. As die vyand my laat sondig, dan is ek onskuldig hieraan. Hoe kan ek skuldig gevind word van iets wat ek onskuldig is aan? So wanneer God sê daar gaan 'n dag wees van oordeel, dan beteken dit ek kan vry wees daarvan, want iets anders het my laat sondig. Met ander woorde, dis 'n leuen van die vyand. Moenie die leuen glo nie. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou keuses wat jy maak. So as daar sonde in my lewe is dit ekke wat die sonde kies. Ek kies dit. Niemand anders kies dit vir my nie. Die vyand kan my nie dwing nie. Niemand kan my dwing om in hierdie plek te kom waar ek doen nie. Hy sê dit duidelik daar. Hy sê in vers 15, hy gaan verder. Hy sê daarna as die is eintlik so baie mooi goeders wat hy hierso sê. Ek moet eintlik net 'n hele dag hier spandeer. Hy sê daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Dis die proses van sonde hierdie. Hy sê met ander woorde, daar's versoeking. So hierdie vleesmens gryp my
My geesmens sê, nee, jy kan nie hierdie ding doen nie. Heilige Gees wat binne in my is, waarsku my onmiddellik en sê vir my, want die Gees oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Onmiddellik is Heilige Gees besig om vir jou te sê, pas op, hier's rooi ligte, moenie hierdie pad loop nie, moenie hierdie gedagtes dink nie, moenie hierdie ding doen nie, moenie kyk nie, moenie 2 maal kyk nie man. Moenie aanhou nie, moenie met die gedagte loop nie. Nou kom my vlees en hy sleep my. Dis wat hy daar sê, hy sê ek word weggesleep en verlok. Nou draai ek weg van die waarheid en ek kyk nou na die leuen. Hy sê nou kom die begeerlikheid en wat maak ek nou? Ek vat dit. Dis nie net meer in my kop hier, dit gaan sit nou hier. En wat gebeur hier binne? Die hart begin vinniger klop. Ja, en die liggaam begin allerlei stowwe afskei. Die goed voel goedjies van jou brein begin afskei. En skielik voel jy dit dan maar lekker. Dis soos 'n avontuur. En dis waar baie keer ons broer en suster, dis 'n gevaarlike plek. Moenie dat versoeking 'n avontuur vir jou word nie. Want dis wat gebeur as hy sê jy die begeerlikheid ontvang. Hy sê as ek dit ontvang het, wat dan? Dan baar dit sonde. Want as ek eers op daai plek gekom het, waar ek die versoeking plek gegee het in my hart, en in my denke, en ek het dit plek gegee, en ek dink daaroor, is jy al klaar op die verloor pad. So die oomblik, as die gedagte hier is, as jy sien, dan gaan dit ons nou kop toe. Die oomblik as dit hier is, deel daarmee. Onmiddellik, so gou as moontlik. So gou as moontlik. Moenie daarop broei nie. Dit gaan net vrot eiers uitbroei. Moenie daar bly nie, want dit gaan jou wegsleep. En hy sê dit baar sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, met ander woorde, die sonde het sy krag in jou versterk. Hy sê dan bring dit die dood voor. Dis ontsaglik belangrik dat ek verantwoordelikheid aanvaar. Jy het geen verskoning nie. Jy maak die keuse. Ek maak die keuse. So voordat jy by daai plekkie kom, deel daarmee. So gou as moontlik. Vra vir God om jou te help. Partykeer is ons vlees so sterk. Nou, omdat ons gees te min kos gee. Nee, ons gee ons gees te min kos. Ons gee ons vlees kos. Jy moet dit nou een ding verstaan, as jy jou vlees kos gee, dan gaan hy altyd sterker wees. Julle ken mos die verhaal van die wit en die swart hond, né? Ken jy die verhaal van die wit en die swart hond? Is daar iemand wat dit nie ken nie? Jy kan maar jou hand opsteek, jy gaan nie dom lyk nie. Okay, kom maar vertel net gou. Daar's 'n man, hy het 2 honde, 'n wit en 'n swart hond. Hulle is ewe groot. En hulle gebruik die honde om hondegevegte te hou. En dan kom hulle so op 'n Saterdag by mekaar in die dorp, en dan bring hulle die honde en dan beklei die honde teen mekaar. En hy wen altyd, want hy weet altyd wat 'n hond gaan wen. En die mense kan dit nie verstaan. Hoe weet jy altyd? As jy vandag sê, ek sit my geld op die wit hond, dan wen die wit hond. As jy jou geld op die swart hond sit, dan wen die swart hond. Hoe weet jy dit? Hy sê dit is eenvoudig. Die week voor die geveg, dan gee ek net die hond wat ek wil hê moet wen, gee ek kos. Die ander een gee ek nie kos nie. So ek weet watter hond het die krag om te wen. Dit wat jy kos gee in jou lewe, dit bepaal wat is die sterkste in jou hart en in jou lewe. As jy jou gees kos gee, sal dit jou gees wees. As jy jou vlees kos gee, dan gaan dit jou vlees wees. So ons voed albei op presies dieselfde wyse. Die goed wat ons kyk, die goed wat ons na luister, en die goed wat ons dink. So as ek hier tyd spandeer, en ek lees hier, en ek kyk die goeters wat met God te doen het, en ek luister na goed wat met God te doen het, en ek luister na musiek wat met God te doen het, wat is ek besig om te voed? My gees, ek gee vir hom kos.
Maar as ek die teenoorgestelde doen, en ek lees allerhande nonsens en allerhande snaakse goeders, en ek laat my oogies na allerhande snaakse plekkies toe dwaal, wat is ek besig om kos te gee? My vlees. En dis die een wat gaan wen op die einde van die dag. So ek en jy het nodig om na God toe te gaan en vir hom te vra, Here, kom help my, hierdie vlees vir my is swak. En hy kan net nie staande bly nie. So wat ook al jou versoeking, gaan na God toe om jou te help. Hy het reeds die vyand oorwin. Hy kan jou krag gee en hy wil jou krag gee. Hebrews 4:15-16 says the following, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace and to help in the time of need. As jy daai versoeking voel en ervaar, man, roep uit na die koning wat presies weet wat in jou hart en jou lewe aan die gang is op die oomblik. Hy sê, kom ons nader tot die troon van genade, sodat jy genade kan kry. Draai na Vader toe, draai na Jesus toe, draai na Heilige Gees toe, sê, kom help my, ek is swak, ek sukkel om oorwinning te kry oor die ding, help my, breek deur in my gees, dat ek sterk sal wees en in oorwinning sal leef. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. So as jy nie benoud is oor die versoeking en die sonde nie, dan gaan jy nie uitroep nie. Jy moet 'n benoudheid ervaar, hier in jou siel en jou gees. Jy moet regtig 'n besluit neem om te sê, Here, ek wil nie hierdie pad van sonde stap nie. Ek wil in oorwinning leef. Ek wil deurbreek deur die krag van Heilige Gees. Ek wil in oorwinning leef, en hy sê, roep my aan en ek sal jou help. Maar dan moet jy regtig wil breek. Jy moet regtig wil breek, anders gaan jy nie breek met dit nie. Dit is baie belangrik. Bely jou stryd aan 'n vriend. Weet julle wat, nou? Dis vir my altyd 'n interessante ding. Dat ons voor mense, met mense, en voor mense, sal ek 'n ding nie doen nie. Maar voor God sal ek dit doen. Ons is baie keer skaam voor 'n mens. Ek sal nie erken ek het hierdie ding wat verkeerd is in my lewe nie. En ek sal skaam wees, en as iemand daar is, sal ek dit nie doen nie. Maar wanneer niemand daar is nie, en net God is teenwoordig, en Jesus en die Heilige Gees wat in my woon, en dan sien ek kans daarvoor. Is dit nie so dat ek en jy eintlik met vrees en bewering voor hierdie God van ons moet staan, want hy is 'n heilige God. En as ek ooit vir iemand moet respek hê, moet dit wees vir my God. Vir my Jesus wat aan die kruis van Golgotha die prys betaal het, sodat ek in oorwinning kan leef en sonder sonde kan leef en vrygespreek kan leef. Dis hom wat ek moet respekteer met alles wat ek het en is. Maar ongelukkig is ons as mense so, ons sal versuim om sekere goeders te doen. Maar hoeveel keer het ek al na mense geluister, en dan praat hulle, en dan sal hulle 'n woord sê wat jy nou nie oor die algemeen sê nie. Of wat ek nou nie sal sê nie. En dan sal sê, sorry pastoor, ons het nou nie bedoel om voor jou so te praat nie. Dan dink ek, man, jy weet, jy's jammer as jy voor my so praat, maar jy praat heeldag voor God so. Beteken jy respekteer nou vir my meer as vir God? So dit help ons as mense, as ek met iemand praat, wat ek kan vertrou uit die aard van die saak, maar nou nie, as jy weet iemand het 'n los tong vir iemand vertel van jou geite en goede nie.
Want die buurman gaan dit ook weet. En naderhand weet almal dit, behalwe jy weet nie, en nie almal weet dit nie. So kies iemand wie jy kan vertrou, met wie jy vir wie jy in die oë kan kyk, en vir wie jy kan sê, weet jy, ek struggle hiermee. Bid saam met my asseblief. Vertrou Vader saam met my, dat ek in oorwinning sal leef. Wanneer ons deel met mense wat verslawing, een of ander verslawing het, maak nie saak wat dit is nie, onder andere pornografie, daar's 'n klomp verskillende soorte verslawings, dan sê ons altyd vir die mense, jy kry vir jou 'n accountability partner, iemand teenoor wie jy verantwoordbaarheid, iemand wat jou bel en vir jou sê, is jy nog reg, is jy nog op die pad, is jy nog besig om die pad te loop, het jy oorwinning oor hierdie sonde nog, en iemand vir wie jy kan bel, wanneer jy agterkom, weet jy wat, nou, ek sukkel met die versoeking nou. Iemand wat onmiddellik vir jou kan sê, hou vas, moenie toegee nie, ek bid saam met jou, ek vertrou jou, ek vertrou dat die Here vir jou sal deurkom. En iemand wat by jou kan kom staan, en saam met jou kan kom staan, en saam met jou die pad kan loop. 1 Corinthians 10:13, 1 Corinthians 10:13 says, no temptation is overtaken you, that is not common to man. Met ander woorde, alle versoekinge is van die mens. Dit kom uit mense uit. So daar's nie 'n bonatuurlike ding wat my weglok en wegruk nie. God is faithful, he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide a way of escape, that you may be able to endure it. Jy moet die versoeking kan hanteer. Hy praat van versoeking. Jy moet dit kan deurwerk. So as jy agterkom die versoeking is te groot, gaan na God toe, kry vir jou iemand met wie jy kan praat en sê, weet jy wat, nee, ek sukkel. Jy moet saam met my bid. Hoekom doen ons dit nie? 2 redes. Trots. Geen rede hoekom ons dit nie doen nie. En dit op sigself is mos nou 'n probleem, kan trots. So, trots. En jy het niemand met wie jy in so 'n verhouding staan nie. Sal redes. So, deel met jou trots in die eerste plek en kry vir jou iemand met wie jy in so 'n verhouding kan staan. Teenoor wie jy kan praat, met wie jy kan praat oor die goed waarmee jy stoei. En sê ek, weet jy wat, nee, jy's 'n vriend, jy's 'n vriendin, ek wil met jou praat en vir jou, dis die goed waarmee ek stoei, bid saam met my, kom ons tree saam met mekaar in, dat ek in oorwinning kan leef. Kry vir jou daai persoon, dis verskriklik belangrik. Jakobus 5 vers 16, hy sê, bely mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle wat? Gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Kyk eens natuurlik uit die aard van die saak moet dit nou regverdig wees. Julle verstaan? Dit help nie ek het 'n maatjie en my maatjie is tweemaal so erg soos ekkie. En ek gaan sê vir hom, hoorie, so ek sukkel met hierdie dingetjies. Sê, wat? Regtig? Ek het 'n oplossingkie vir jou. Kom ons gee net toe dan gaan dit verby. Ja, nee, kry vir jou iemand wat regtig met jou die pad kan loop. Die volgende punt is vir my plekke en situasies van versoeking. Jy weet wat is jou swak plek? Bly weg daarvan. Dit is so eenvoudig. Ons weet mos nou man, as jy sukkel met alkohol of drank, bly weg van die borrelstoer. Bly weg van 'n plek waar drank vir jou aangebied word. Moenie daai pad loop nie, moenie jouself blootstel op 'n plek waar jy weet, jy gaan dit nie kan maak nie. As jy verslaaf is aan pornografie, moenie, deesdae is daar bietjie meer wette in die goeters, vroeër jare was dit nou baie erger geweest, maar nou deesdae het ons ander goed. Moenie gaan op die internet, wat noem hulle dit? Death scrolling, of op jou foon, jy weet? Ek het baie tyd. Nee, ek kan nie daarna kyk nie. Maar miskien net vandag. Ja, jy weet, ons het ons fone, ons het die internet, ons het so baie goed, as jy het nie meer, kan jy nog onthou toe daar 'n tydskrif was soos 'n Scope? Wie het nou almal gesê ja?
Nie nou vandag kyk. Die mense weet nie vandag wat dit is nie. Jy weet mos nou, as jy hom oopgemaak het, waar is die eerste plek waar die skoop oopgemaak is? Piet gesê die middelste blad. Wow, nou kom het uit. Daai middelste blad, as jy hom so oopgerol het. En daar was 'n tyd toe die ding nie in 'n plastiek sakkie was op die rak nie, julle weet dit. Nee, dit was net so. Daar was nie, hierdie ander goeders was nie daar nie, en nou, daar ander goeders het nou al lankal verdwyn. So maar moenie jouself op 'n plek bevind, waar jy versoeking het nie. As jy weet jy het 'n probleem, wanneer jy op jou eie laat in die aand agter jou rekenaar sit, moenie dit doen nie. As jy verslaaf is aan pornografie, dan weet jy, dis die gevaarlikste plek wat daar is vir jou. Want dit is vrylik beskikbaar. En daar's niks wat jou keer om enige soort van pornografie op die rekenaar te kyk, of op die internet te kyk, of op jou foon te kyk nie. Kry verantwoordelikheid. As jy sukkel met dit, spesifiek daarmee, daar's webbladsye waartoe jy kan gaan, jy laai 'n app af, die apps installeer jy op jou rekenaar, en watter page jy oopmaak, jy kies iemand, en elke bladsy wat jy oopmaak, stuur hy dit na iemand toe. Dis 'n hulpmiddel. So, jy sien die verantwoordelikheid, die vorige punt, kry iemand teenoor wie jy kan bely, dit help jou. As jy weet, daar's iemand wat weet wat jy kyk, daar's hulpmiddels. Behalwe die goeders wat nou bladsye blok op jou rekenaar en die goeders, maar ons is mos normaal, as jy bietjie iets weet van 'n rekenaar af, dan weet jy, daar's maniere om daai blok. Dis eenvoudig, ons almal verstaan dit. Die wêreld weet hoe om maniere te kry om die blok te gaan. En hulle gaan vir jou die maniere gee. So maar moenie op daai plekke kom nie. Moenie op 'n plek kom waar jy jouself blootstel aan die versoeking nie. Jy gaan val. Okay. Dis so eenvoudig soos dit. Proverbs 14 verse 16 says, "One who is wise is cautious and turns away from evil, but a fool is reckless and careless." Dis wys om weg te bly van goed af waar versoeking deel is van jou lewe. Moenie daar gaan loop nie. Moenie gaan soek na die moeilikheid nie. Psalm 119, Psalm 119, 59 sê ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse toe. As die vlees, die voete soontoe wil loop, dan sê jy vir hom stop. Draai om. Stap 'n ander pad. As jy sukkel, kry iemand saam met jou wat jou kan help om die pad te loop. Saam met jou die pad kan loop, wat jou kan help en begelei. Laastens, bevestig God se woord. Die woord, die waarheid wat ons vrymaak. Dis wat hy vir ons sê, 1 Corinthians 10:13 says, "No temptation has overtaken you." Ons het dit net nou gelees. "That is not common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will always also provide a way of escape, that you may be able to endure." Waar kry ek en jy die weg van ontsnapping? Ons kry dit hierin. Hoe meer tyd jy hier spandeer, kan ek gou ietsie vir jou sê oor versoeking? Nou, hoe meer tyd jy hierin spandeer, hoe minder effek het versoeking op jou lewe. So, as jy agterkom dat versoeking het 'n effek op jou lewe, gaan kyk 'n bietjie hoeveel tyd jy hier spandeer. Daar is krag in hierdie woord. En is in hierdie woord waar ons die leuns van die vyand verslaan. Dit beteken ek moet hier tyd spandeer. As ek nie hier tyd spandeer nie, het ek 'n probleem.
Ek het nie die krag om versoeking te weerstaan nie, en ek het nie die vermoë om die waarheid te kan spreek oor my versoeking of oor die leuen nie, en ek weet nie eers baie keer wat is die verskil tussen die leuen en die waarheid nie, want dis omdat ek nie die waarheid ken nie. Die vyand het die vermoë om die leuen so te verbuig en so te bedek en so vir jou aan te bied dat dit lyk na die waarheid. Gaan kyk weer na Jesus se versoeking. Wat het die vyand gebruik om Jesus te versoek? Die skrif. Hy het vir hom skrif aangehaal. Hy het vir hom gesê, daar staan geskrywe. So, maar hy het die skrif so verduidelik dat dit nie die waarheid was nie. En Jesus het net vir hom gesê, maar dis die waarheid, hier is die waarheid, hier is die waarheid, dis die waarheid. So ken die woord. Efesiërs 6:17 sê, neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Dis deel van die wapens van die Gees. Trek daai wapenrusting aan, die helm van verlossing, die swaard van die Gees, wat jy in jou hand hou, die swaard van die Gees, hierso hy, en hou hom naby jou, dis deel van jou beskerming, is deel van jou uitkoms. So in die seisoen van versoeking, onthou die volgende, is baie, baie belangrik. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Daar's nie 'n ander waarheid nie. Dis nie, jou gevoelens is nie die waarheid nie, wat jy dink is nie die waarheid nie, waarvan jy oortuig is baie keer nie is die waarheid nie. Die waarheid is hierin. Dis die waarheid. Broers en susters, as jy jou hele lewe, elke ding wat jy op hierdie aarde doen, elke ding wat jy op hierdie aarde doen, hier volgens doen, kan jy nooit verkeerd wees nie. As jy dit hier volgens doen, kan jy nooit 'n fout maak nie. Julle hoor wat ek sê? Dis so eenvoudig soos dit. Bly hier binnekant, bly by daai waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak. Johannes 8:31 sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek wil, dis mos nou baie eenvoudig. Bly in die waarheid. En as julle die waarheid ken, dit sal julle vrymaak. Ek en jy kan lewe binne in oorwinning oor versoeking. Die vyand, wanneer ek en jy, net soos Jesus, hom weerstaan, wat sê die woord, wat moet hy doen? Hy moet van my al weggaan. Maar die Bybel sê nie, hy gaan wegbly nie. Is dit nie so nie? Jesus sê self, wanneer 'n demoon uitgedryf word uit 'n persoon uit, hy sê, dan gaan hy deur waterlose plekke, en dan kom hy terug, en hy vind die huis is skoon en uitgevee. Jy sien die vyand, rus nooit, slaap nooit, is baie geduldig, baie meer geduldig as ek en jy, en hy is aanhoudend. Hy ken elke swak plek in jou lewe, want hy bestudeer jou lewe. Hy weet wie jy is en wat jy is. So wanneer ons versoeking na ons toe kom, is dit daar, en my vlees is daar, en my vlees is konstant. Ek kan nie van my vlees ontslaa raak nie. Jy het moeilikheid as jy van hom ontslaa raak. So hy is daar. En ons moet daarmee deel. So versoeking is deel van die lewe. Maar ek en jy kan in oorwinning leef. Ons kan in oorwinning leef. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u in ons lewens inspreek. Lewe, hoop, vrede, vreugde, blydskap en alles wat goed is en mooi is. Dankie dat u ons leer, Here. Dankie dat u ons help op hierdie pad. Here, ons verstaan versoeking is deel van hierdie lewe. En ons is nie gevrywaar daarvan nie. Maar u sê in u woord, en ons het dit nou net gelees, u gee ook die uitkoms saam met die versoeking. Daar's nie 'n versoeking wat te groot is vir ons om te weerstaan nie. So elke versoeking, Here, wat ons aan toegee, is omdat ons die keuse gemaak het om dit te doen. So ons kom vra vanoggend vir u om ons te help,
om te staan en staande te bly binne in versoeking. En ek eer U dat U dit vir ons doen, dat ons na U toe kan draai en U kan op ons hoop op U kan sit, en ek prys U daarvoor, terwyl ons oë gesluit hou. Broers en miskien sit jy hier vanoggend en jy sê, weet jy wat, ek stoei met versoeking. Daar seker 'n goed wat konstant terugkom, die vyand is konstant daar, my vlees vat my konstant na daai plek toe. En ek wil regtig in oorwinning leef hieroor. Ek wil Vader vra om my te help, dat ek kan sterk wees en opstaan en in oorwinning leef. Ek wil graag saam met jou bid. So ek wil vir jou vra, as jy vanoggend hierso sit en jy sê, hier's 'n saak waarmee ek stoei, staan gou op jou voete, dat ek saam met jou kan bid. Vir Vader vra om jou te help, Jesus vra om jou te help, Heilige Gees vra om jou te help, en vir jou die uitkoms te gee. So, is daar enigiemand wat wil staan, net sê, Here, ek vra U om my te help. Jy hoef nie skaam wees nie, hierdie is nou 'n saak tussen jou en die Here, wil jy oorwinning hê, of wil jy nie oorwinning hê nie? Of gaan jy trots in die pad staan? Nie dat jy trots in die pad staan. Dit is eenvoudig. Dan nog iemand wat wil staan voordat ek bid? Al wat jy daarmee doen is jy sê, Here, ek vertrou U om vir my oorwinning te gee. Wil jy 'n slag in oorwinning leef, of wil jy aanhou om te sukkel? Dan nou staan op en sê, Here, ek vat daai oorwinning vanoggend myne, dis myne vanoggend in Jesus naam. Here, U sien elke een wat voor U staan. U ken elkeen van hierdie mense. U ken hulle harte, U ken hulle lewens, U weet wie hulle is, wat in hulle hart aan die gang is. U weet waarmee hulle stoei. U weet wat die versoekinge is, Here. Baie keer is dit groot goed en baie keer is dit sommer klein, eenvoudige goed, maak nie saak nie. U is bewus, U ken dit, U verstaan dit, U weet dit. Jesus, ons het die skrifdeel gelees wat sê, U is ons hoëpriester en U is met al ons versoekinge is U bekend. U weet presies wat aan die gang is in elke hart. Daarom kom ons nou na U toe, die koning van die konings, en ons nader tot U troon van genade om genade te kry. En daardie genade wat ons wil hê, Here, is oorwinning. Ek bid U in die naam van Jesus Christus, Koning van die konings, dat U kragtig bonatuurlik in elke hart die oorwinning sal bring. Here, die vermoë sal bring om vir die vlees te sê nee, om onmiddellik in te spreek in ons eie gedagte wêreld in, vir onsself te sê, stop het, hou op om hierdie goed te bedink in Jesus naam, en in oorwinning te leef. Here, dat ons nie met versoeking sal speel nie, dat ons nie dit nader sal trek nie, dat ons nie dit in ons koppie sal mee vertroetel nie, maar dat ons so ver weg van die lyn van sonde sal wegbeweeg met ons lewens as wat ons kan. Ons dankie dat U dit vir ons moontlik maak. Ons eer U daarvoor. U is getrou, U is genadig, U is barmhartig, en aan U alleen kom toe die lof en die eer en die aanbidding in Jesus se wonderlike en lieflike naam. Amen.